Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Vanoggend is dit my groot voorreg om vir jou te groet in Jesus Christus se naam en mag vanmôre se boodskap vir jou tot seën wees. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons sluit vanmôre af met ons reeks uit die boek van Openbaring. Ons doen vanmôre ons 60ste oordenking oor die boek van Openbaring. En dit sluit op 'n hoogtepunt af met die wederkoms van Jesus Christus. Ons skriflesing vanmôre kom uit die woord van God uit Openbaring 22. Ons gaan lees vanaf vers 6. Toe sê die engel vir my: Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God, wat sy gees aan die profete gegee het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe: Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete, en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my: Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. En wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer: Kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles in julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môre ster. Die Gees en die bruid sê: Kom. En elkeen wat dit hoor moet sê: Kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê: Ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. In hierdie slotgedeelte van die boek Openbaring, broeder en suster, wil Johannes hierdie visioen afsluit met 'n paar betekenisvolle vasleggings. Hierdie gedeelte bevat bemoedigings, waarskuwings, aankondigings, opdragte en gerusstellings. Die verskillende sprekers wat aan die woord is, gee in 'n mate aan ons 'n aanduiding van hoe ons hierdie laaste 16 verse van die boek Openbaring en die boodskap van hierdie merkwaardige boek ons eie moet maak.
Die woorde wat hier volg, is gesaghebend. En Johannes beklemtoon dit baie duidelik. Dit is woorde van Jesus Christus. Dis woorde in 'n boekrol wat nie geheim gehou moet word nie, volgens vers 10. En hierdie boodskap kom direk van Christus af en gerig aan alle mense van die wêreld. Jesus kondig aan dat die wederkoms naby is. Hy sê self, ek kom gou, in vers 7. Vers 10 sê hy, die eindtyd is naby. Vers 12 sê Jesus weer, ek kom gou. En Jesus' slotwoord is die 3de keer dat dieselfde opmerking gemaak word. Ja, ek kom gou. Een van die engele, wat vir Johannes die nuwe Jerusalem gewys het, beskryf hierdie profetiese boodskap van die boek Openbaring as betroubaar en waar. En dit stem ooreen met Christus self. Hy is betroubaar, sê hoofstuk 1 vers 5 en hoofstuk 3 vers 14. En die mensgeworde woord het skrif geword, sê die Bybel, en dit dra volledig die stempel van die enigste ware God. Hierdie openbaring van Jesus Christus is nie maar net 'n mensgemaakte en selfuitgedinkte dramatisering nie. O nee, broeder en suster. Dit beskryf in mensetaal God se doel en plan met hierdie mense wêreld. Johannes se boeiende beeldspraak is 'n gees-geïnspireerde poging om die goddelike vir gewone mense verstaanbaar te maak. Al verstaan ons nie elke oordeel van die boek Openbaring nie, lees ons elke vers met die belydenis dat dit as die woorde van God betroubaar en waar is. En hier aan die einde van hierdie boek kom die Here Jesus Christus self en sê, hy is die môrester. Hy kom op die wolke van die hemel. Hy is die nakomeling van Dawid. Hy is die seun van God. En hy kom en elkeen wat van sy lewende water drink, sal nooit weer dors kry nie. En elkeen wat die water van die lewe wil hê, sal dit verniet by hom vind. Elkeen wat in Christus glo en Jesus sy verlosser maak, sal ook deel kan kry aan die boom van die lewe en 'n plek in die heilige stad, die nuwe Jerusalem. 3 keer beloof Jesus dat hy weer kom. En ek en jy kan dit as 'n werklikheid vandag aanvaar. Jesus Christus is op pad. Wanneer dit is, weet ons nie. Daarom vra dit van ons waaksaamheid en vaste geloof en volharding in ons geloof. En wanneer Jesus eendag op die wolke van die hemel sal kom, sal hy ons as sy kinders na hom toe neem om vir ewig by hom in die nuwe Jerusalem te wees. Ja, broeder en suster, inderdaad kan elkeen van ons in hierdie sondige, ontaarde wêreld uitroep, kom Here Jesus, ja, kom gou. Mag die genade van ons Here Jesus met elkeen van ons wees. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, vanmôre kan ons nie anders as om U naam groot te maak en alle lof en dank aan U te bring vir 'n wonderlike boek soos Openbaring nie. Dankie dat U deur hierdie visioen vir ons kom leer het wat U plan vir die wêreld is. U beloof dat U by ons sal wees terwyl ons hier op aarde is. Maar U beloof ook dat U seun eendag weer sal kom op die wolke van die hemel om ons as sy kinders te kom haal. Dankie dat ons kan uitsien na die nuwe Jerusalem, die hemel wat U vir ons voorberei het, om ewig by U te wees. Ons prys U vir die voorreg om hierdie afgelope tyd besig te kon wees met die boek van Openbaring. Wil U deur die kragtige werk van die Heilige Gees hierdie Bybelse waarhede in ons harte bevestig, sodat dit sal vrug dra en ons kan groei in die geloof. Ons sien uit na U koms en ons wil uitroep,
Ja, Here Jesus, kom gou. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen.